Vriende, baie welkom vanmôre by ons diens. Vertrou dat die Here vir ons elkeen vanmôre ook weer sy woord sal oopbreek tot groei en tot geestelike krag en sterkte vir die week. So voordat ons na die woord van die Here kyk, kom ons bid net saam en ons vertrou hom vir sy liefde en vir sy teenwoordigheid. Here, ons is so dankbaar vanmôre dat ons hier by mekaar kan wees en ons harte warm, want ons weet dat U het ons met U bloed gekoop. Uit elke stam en nasie en volk en taal het U ons by mekaar gebring in U koninkryk. En ons dankie dat ons vanmôre by mekaar kan kom, reg oor die wêreld. Reg oor die wêreld is daar mense wat by mekaar kom om U te aanbid, om vir U dankie te sê, vir dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis van Golgotha. Ons dankie vanmôre dat ons kan leer uit U woord. Dankie vir U kosbare Heilige Gees. En ons sê vir U dankie vanmôre dat ons die voorreg het om U woord te kan hoor. Sonder dat ons vervolg word, sonder dat ons te nagekom word. Dankie vir daardie vryheid, Here. Help ons om dit aan te gryp en te leer, solank as wat ons kan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Vriende, verlede week het ons stilgestaan in Jesaja 45 en verlede week het ons gesien dat Jesaja die mense van Juda, sowel as vir ons, nooi om na God te kyk. Nooi om na God te kyk wat vooruit sê wat hy gaan doen. Die enigste persoon in die heelal wat vooruit kan sê wat gaan gebeur. Hy wat alles geskaap het, hy wat bo alle gode is, en wat alleen kan red. Jesaja sê vir ons, kyk. En ons het afgesluit deur te sê, kyk na Jesus en word gered. Vandag gaan ons voort na Jesaja 46. Die titel van vandag se boodskap is, word jy gedra of dra jy? Hierdie is 'n korter hoofstuk en die opskrif in ons Afrikaanse 33-53 Bybel is, die gode van Babel en die God van Israel. In die King James Bybel is die opskrif, the idols of Babylon and the one true God. David Guzik gee aan hierdie hoofstuk die titel, Dead Idols and the Living God. Steeds onder die titel, Look to God and be saved. Nou in die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk sê Jesaja aan die mense van Juda, julle valse gode sal julle nie kan red van die Babyloniërs nie. Inteendeel, hierdie gode gaan saam met julle in ballingskap gaan. So blaai saam met my na Jesaja 46 en ons lees dan net die eerste 2 verse saam met mekaar. Hy open hierdie gedeelte met die woorde, Bel het in mekaar gesak, Nebo staan krom. Hulle afgode is vir die diere van die vee. Die diere en die vee, beelde wat julle rondgedra het, is opgelaai, 'n vrag vir die vermoeide diere. Saam staan hulle krom, in mekaar gesak. Hulle kon die vrag nie red nie, maar het self in gevangenskap gegaan. Die heel eerste sinnetjie wat Jesaja skryf, is gerig op die afgode van die toekomstige Babylon. Bel het in mekaar gesak, Nebo staan krom. Nou Bel en Nebo was 2 van die afgode van die Babyloniërs en die nasies rondom hulle. Koning Nebukadneser se naam is afgelei van Nebo. Koning Belsassar se naam is afgelei van Bel, was hulle gode. En Jesaja profeteer dat beide hierdie afgode sal doen wat God in die vorige hoofstuk reeds gesê het afgode sal doen. Jesaja 45 vers 23, ons het dit verlede week gesien. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep sal word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig en by my elke tong sal sweer. Bel en Nebo sal hulle neerbuig voor God, sê Jesaja. Nie dat dooie afgode in werklikheid kan buig nie, maar die ereplek wat hulle in die lewens van mense ingeneem het, sal van hulle weggeneem word.
omdat hulle niks anders is as afgode nie, die dooie werke van mensehande. Hy profeteer hier van iets wat nog 100 jaar ver is, iets wat nog gaan gebeur, en wat verseker sou gebeur het, en dit het gebeur in Daniël se dag, die dag toe Kores Babylon ingeneem het. Die res van vers 1 en 2 fokus weer op die mense van Juda en hulle uittog na die ballingskap in Babel. Hierdie gedeelte sê hulle afgode is vir die diere en die vee. Beelde wat julle rondgedraai het is opgelaai, 'n vrag vir die vermoeide diere. Saam staan hulle krom, saam het hulle mekaar gesak, hulle kon die vrag nie red nie, maar het self in gevangenskap gegaan. Om hierdie vers net 'n bietjie makliker te verduidelik, kom ons lees hom net gou in die Engels, dan sien ons presies wat sê Jesaja hier. In die King James, vers 1 en 2 lees as volg. Their idols were upon the beasts and upon the cattle. Your carriages were heavy laden. They are a burden to the weary beasts. They stoop, they bow down together. They could not deliver the burden, but themselves are gone into captivity. Wat sê Jesaja vir hulle? Hy sê hierdie afgode waarop julle so vertrou, hulle sal julle nie net nie kan beskerm teen Babylon nie, hulle sal nie eers self kan loop tot in Babel nie. Hy sê, julle sal hulle moet oplaai op julle waans, en julle sal hulle moet vasmaak natuurlik, en julle vermoeide en moe lasdiere gaan hulle moet sleep tot in Babel. Beasts, soos die King James die las en die trekdiere noem. Jesaja sê vir hulle, hierdie gode wat julle aanbid, kan nie eers die werk van lasdiere doen nie. Dit moet vir hulle gedoen word. Weereens sien ons die spitsvondigheid van Jesaja wanneer hy uitvaar teenoor hulle afgodery. Hoe hy met hulle ploeg in hierdie verband. En weereens gebruik hy beelde wat hulle goed kan verstaan, want hulle het in die verlede alreeds met hierdie afgode getrek, hierdie beelde van hout en goud en klip. Hulle het al hierdie beelde op waans gelaai en met hulle beweeg. Hulle het hulle al rondgeskuif en Jesaja sê vir hulle, julle gaan dit weer doen. Julle leer nie. Julle gaan hulle dra en julle diere gaan hulle sleep totdat hulle vermoei is. Hulle kan nie jouself loop nie, wat nog van julle help? Dan volg vers 3 en 4. Luister na my, o huis van Jakob en die hele oorblyfsel van die huis van Israel. Julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af. En tot die ouderdom toe is ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. In teenstelling met die afgode, wat gedra en gesleep moet word op waans, sê God deur Jesaja vir hulle, maar ek sal julle dra en julle red. Inteendeel, ek dra julle al jare, en ek sal aanhou om julle te dra, tot in die grysse ouderdom sal ek julle dra, en ek sal julle red. David Guzik skryf van hierdie 2 verse die volgende, hy sê, valse gode moet gedra word, maar God dra sy mense. Hy het hulle van voor hulle geboorte afgedra, en hy beloof om hulle te dra tot in die grysse ouderdom. Hierdie is dieselfde vaderlike sorg, waarvan ons Here Jesus praat in Lukas 12 vers 6 tot 7, toe hy gesê het, ekskuus tog, word 5 mossies nie vir 2 kopere muntstukke verkoop nie, en die een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare op julle hoof is almal getel, moenie vrees nie, julle is baie meer werd as baie mossies. Wanneer ons verstaan dat God ons gemaak het, en dat ons vir hom waardevol is, sê Guzik, dan kan ons hom vertrou om ons te dra. En dan vra hy 'n vraag. Luister na hierdie vraag. Moet jy jou gode dra, of dra God jou?
by implikasie. Wie is jou God? Wie of wat aanbid jy? Ons kom weer terug na hierdie vraag toe. Vanaf vers 5 tot 7 sê Jesaja, God kan julle red, terwyl julle gode absoluut hulpeloos is. Vers 5, by wie wil julle my vergelyk en my net so maak en my gelykstel dat ons enes kan wees? Hulle wat goud uit die geldsak skud en silwer afweeg met die weegskaal, hulle hier 'n goudsmid, en hy maak daar 'n god van, hulle kniel neer, ook buig hulle hef hom op die skouer, hulle dra hom en sit hom op sy plek neer, daar staan hy wyk nie van sy plek af nie, ook al roep iemand om hy antwoord nie, hy verlos hom nie uit sy benoudheid nie. Hy sê vir hulle, julle spandeer baie geld, en baie tyd en baie moeite aan die maak van julle afgode, aan die bou van julle afgode, maar hulle is hulpeloos en hopeloos. En dan in die tweede gedeelte van hierdie hoofstuk roep Jesaja die volk op om te onthou. In die eerste plek sê hy vir hulle, onthou dat God alleen ken die begin en die einde. Kom ons lees dit gou saam, vers 8 tot 10. Dink hieraan en wees beslis. Neem dit ter harte, o afvalliges. Dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde. En van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Ek skryf van hierdie paar verse, hy sê, God ken die einde van elke saak en die verloop van omstandighede net so duidelik as wat enigiemand anders die begin daarvan kan sien. God ken die einde van die begin af, want hy is veel meer as net 'n passiewe waarnemer van gebeure. Sy raad sal standhou. Sy werke en planne misluk nooit, want hy sal al sy welgevalle doen. God kyk nie net na die hele parade van die geskiedenis nie, hy rig die parade. God se mense moet dit onthou, sê hy. Hy ken die begin en die einde en is in beheer van alle dinge. Ons kan geweldige moed in ons God hê, wanneer ons verstaan en onthou wie hy is en wat hy doen. Dan sê hy vir hulle, moenie net onthou dat hy die begin en die einde van mekaar ken nie, onthou ook dat hy altyd vir julle 'n verlosser sal stuur. Vers 11 en 12 en 13. Wat 'n roofvoël roep uit die ooste, die man van my raad uit 'n ver land, en hy praat van koning Kores hier. Soos ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom, ek het dit voorberei, ek sal dit ook doen. Luister na my, julle wat hart van hart is, julle wat ver is van geregtigheid. Ek bring my geregtigheid naby. Dit is nie ver nie, en my heil sal nie vertoef nie. Ek gee heil in Sion aan Israel, my heerlikheid. Ek skryf hiervan, hy sê, hier is nog 'n verwysing na koning Kores. God se mense moet onthou dat God altyd 'n verlosser vir sy mense sal hê, selfs al moet hy een van hulle uit die heidense konings uithaal. God se mense moet onthou dat God se tydsberekening altyd presies en reg is. Wanneer ons hardkoppig van hart is, moet ons na die Here luister en onthou dat hy nooit talm nie en nooit laat is nie. God het altyd 'n verlosser en weet altyd presies wanneer om verlossing te bring. Hy sê vir hulle, julle kan God maar vertrou. Julle kan hom verseker vertrou. Julle kan maar julle hoop en julle vertroue in hom plaas. Aanbid hom as die enigste God wat waarlik leef, want hy kan waarlik red, hy wat die einde en die begin ken, hy wat die hele geskiedenis rig. Kom ons keer terug na ons vraag, nadat ons die hele hoofstuk verstaan. Dra jy jou gode, of dra God jou? Dis die vraag vanmôre vir elkeen van ons. Dis die vraag van hoofstuk 46. En vriende, hier sien ons weer die eg menslike kondisie. Die mens dra of word gedra. Kom ek verduidelik. Die mens in sy oorspronklike toestand was deur God geskape vir 'n baie intieme verhouding.
'n verhouding waarin die mens die skepsel is en God is sy skepper. Die mens se fokus en aanbidding sou op God en op God alleen wees, nêrens anders nie. Beslis nie op hom en haarself nie, ook nie op die skepping nie. Dit was die oorspronklike ontwerp van die mens, en in hierdie ontwerp, in hierdie verhouding, sou God die mens dra en vervul. Het sou 'n baie vervullende verhouding gewees het. Jy sien, die mens was nooit veronderstel om die laste en die leegheid van die vloek en die sonde te dra nie. God het ons nie ontwerp vir sonde nie, vriende. Die mens was geskape om deur God gedra te word, om in verhouding met God vervulling te vind, om in verhouding met God vreugde te vind, om in verhouding met God geluk en volheid te vind. Maar met die sondeval het alles verander. Die mens se fokus het weggeskuif van God na hom of haarself, en daar het verwydering gekom tussen God en die mens. Die mens het na die sondeval leeg, soekend en bang geword. Maar in plaas daarvan dat die mens na God roep en sê, Here, asseblief help ons is leeg, ons soek, ons is bang, begin die mens allerhande kortpaaie soek vir vinnige vervulling en kits vreugde en vrede. 'n soeke na grootsheid en na sin, want die mens sonder God is soos 'n voël sonder vlerke. Altyd na die sondeval is daar in die mens 'n soeke, 'n smagting, 'n leegheid, 'n honger, 'n gejaag na sin en grootsheid en vrede, 'n soeke na iets. Maar die mens keer nie terug na God toe nie. Die mens soek na iets wat hierdie vreugde weer kan bring, hierdie vervulling weer kan gee, maar wil nie weer onder die beheer van God inkom nie, want ons het bang geword vir God na die sondeval. 'n Kort pad met ander woorde. En verreweg die meeste mense van Genesis af sou hierdie kort paaie na vervulling vat. Ons het van Genesis af gesien dat die menslike ras op aarde, daar's net twee verskillende soorte mense. Die wat God volg en die wat agter hulle self en die Satan aanloop. Dis net daai twee lyne. Daar's geen ander lyn wat vorm in die woord van die Here nie. Net daai twee lyne. Die wat God soek, die wat leie pad loop. En die wat God gesoek het, hulle was min, maar hulle het hom gevind. En hulle het vervulling gevind. En hulle het vreugde gevind. En hulle het sin en vrede gevind. Ek het aan name gaan sit en dink. En hulle is nie baie nie. Maar kom ons noem 'n paar. Julle sal onthou en julle sal dit in herinnering kan roep. Set, Henog, Noag, Job, Abraham, Isak, Jakob, Samuel, koning Dawid, die profete. Kyk nou net na die Ou Testament. Mense wat God opgesoek het vir vervulling, wat na God toe gedraai het, wat nie die kort pad van afgoderry geloop het nie, en saam met diegene in God se volk wat saam met hulle gewandel het, het hulle God opgesoek en teruggekeer na God toe. Die res het kort pad gevat, die selfpad, en dit was die primitiewe begin van alle afgoderry. Die soeke na selfvervulling is die wortel van alle afgoderry. Kan ek dit weer sê vanmôre, vriende? Die soeke na selfvervulling is die wortel van alle afgoderry. Aangedryf deur die leegheid waarmee elke mens gebore word in hierdie wêreld. Die beste voorbeeld van hierdie soeke na grootsheid en sin en onafhanklikheid van God in die Ou Testament is die toring van Babel. 'n magtige en 'n uitputtende bouwerk wat tot aan die hemel gereik het en wat op niks uitgeloop het nie, wat in die groot skema van dinge 'n muis gebaar het. En soos my pa altyd spottenderwys sê, sedert die toring van Babel is daar 'n vloek op die boubedryf.
En ek lag altyd, want as jy met bouers praat, dan sal hulle jou sê, dis die waarheid. Dis net 'n grappie. Die toring van Babel word die templaat van alle afgoderry. Die mens moet na sy God toe opklim. Hy moet sy God self bou. Hy moet sy God tevrede stel met offers en werke. 'n geweldige vermoeiende las. Ek moet my God dra. Ek moet hom bou, moet hom sleep, moet hom vasmaak, dat hy nie omval nie. Aan die ander kant was die mense wat God opgesoek het en hom aanbid het, se ondervinding heeltemal iets anders. Hulle het beleef dat God afkom na hulle toe, met hulle kom praat, vir hulle voorsien, hulle lei, aan hulle sin en rigting gee. God kom praat met Noag voor die vloed. Noag het nie na God toe gegaan nie. God het na Noag toe gekom. Hy kom praat met Abraham oor die volk wat hy uit hom gaan voortbring. Hy kom worstel met Jakob in die Jabokspruit. Hy kom praat met Samuel as 'n seentjie. Samuel, Samuel. Hy kom praat en ontmoet met Elia en Elisa en die profete. Wat hulle beleef het, was 'n wandel saam met God. Luister net gou na Genesis 5 vers 24. En Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Daar's net 2 mense wat nooit gesterf het nie, Henog en Elia. Hierdie vers in Genesis beskryf iets. Dit beskryf die herstelde verhouding tussen God en 'n man, nie die mens nie, die kruis was nog op pad. God en 'n man, gebaseer op God se genade, wat van die hemel af neergekom het, en met Henog kom ontmoet het, en hulle het saam gewandel. Daar was 'n verhouding. 'n verhouding van vertroue en liefde en wederwysige respek, 'n saamloop, 'n vervulde verhouding. En ons sien hierdie patroon reg deur die skrif. God wil verhouding met sy mense hê. Hy wil hulle dra, hy wil ons vervul, hy wil ons herstel na die oorspronklike verhouding waarin hy en ons was. En dit, vriende, op sy koste. Nie op ons koste nie. Want God soek met ons 'n wandel, 'n verhouding wat verkoop, wat sin gee, wat rigting gee. Afgoderry, aan die ander kant, is presies die teenoorgestelde. Afgode kan die mens nie dra nie, hulle moet gedra word. Afgode kan die mens nie vervul nie, hulle vereis net al hoe meer en meer. Afgode kan die mens nie vrede gee nie, hulle bring net onrus en meer onrus. Want met afgoderry verskuif die doelpale die heeltyd. Soos 'n dwelmslaaf word dit wat nodig is vir vervulling net meer en meer en meer, en in die langtermyn verteer afgoderry die mens. In ons moderne westerse wêreld is daar soveel dinge wat die plek van God in die hart van die mens kan inneem. Wat ons kan najaag en fokus op, vir vervulling en vrede en vreugde, baie kort paaie. Maar laat ek 'n eenvoudige voorbeeld gebruik om hierdie gedagte van Jesaja 46 prakties te demonstreer. En onthou ons vraag, word jy deur God gedra, of dra jy jou afgode? 'n Pa en 'n ma het 1 seun in ons voorbeeld. Hy is hulle alles reg van die begin af en kan niks verkeerd in hulle oë doen nie, kan 'n dogter ook gewees het. Hulle verafgod hierdie seun en alles wat hy doen en sê. Hulle hele wêreld draai rondom hierdie kind en geen offer is te groot om vir hulle te maak nie. En wat ook al die kind wil hê, die kry hy. Wat ook al hy doen, is reg vir hulle. Hulle vertrou ook hulle hele lewe aan hierdie seun toe
En hulle verwag dat wanneer hulle oud is, hy vir hulle sal sorg, aangesien hulle soveel geld en tyd en aandag in hom belê het. Maar wat in werklikheid gebeur is die volgende. Met tyd het die seun geen respek vir sy ouers nie. Hy het ook geen maniere nie. Hy weier om te help in en om die huis. Hy is lui en wil nie leer nie, want alles is sy hele lewe lank vir hom gedoen. Hy bly daarom by hulle, al is hy al 30, want hulle bly vir hom sorg. En in plaas daarvan dat hy hulle dra hulle hom. Tot in hulle gryse ouderdom sorg hulle vir hom. Wat het hier gebeur? Jesaja 46 het hier gebeur. Hulle het hierdie kind verafgod. Hulle het hulle seun hulle God gemaak en voor hom neergebuig. En nou moet hulle hom dra soos die mense van Juda hulle gode moes dra en op 'n wa sit en vasmaak en sleep. Kom ons draai die verhaal om. 'n Man en 'n vrou het 'n seun. Beide van hulle is bloedgewaste kinders van die Here wat God baie liefhet en hom alleen aanbid. Groot respek vir God en vir sy woord. Vroeg reeds bring hulle hier die seun as 'n offer na God toe en sit hom op die altaar neer en sê, Here, hier is hierdie kind, ons gee hom vir u. Behoort aan u, hierdie is u kind. Dis nie ons kind nie, is u kind. Hulle dissiplineer hom volgens die woord van die Here en hulle leer hom vroeg dat hy 'n sondaar is en dat hy verlossing deur Christus nodig het. In tyd vind hier die seun ook die Here en dien hom met sy hele hart. Hy word deur God geroep vir bediening en gaan na 'n ver land vir werk in God se koninkryk. Sy ouers bly vir hom bid en deur sy werk kom baie siele by Jesus uit en God bly sorg vir hom en vir sy ouers tot in die gryse ouderdom. Kan julle die verskil sien? Dis presies wat Jesaja 46 sê. En so kan jy hierdie beginsel toepas op alle areas van jou lewe. Jou werk, jou loopbaan, jou kinders, jou lewensmaat, geld, beleggings, die opinies van ander mense. Jy kan hier insit net wat jy wil. As jy enige iets behalwe God, luister mooi, jy en ek is mense, ons is ontwerp om God te aanbid. As jy enige iets anders as God, wat jou geskaap het, wat vir jou gesterwe het, die fokus van jou aanbidding maak, jou afgod maak, jou vertroue op iets anders plaas as op die God wat jou geskaap het, moet jy een ding weet. In tyd gaan jy daardie iemand of iets op wie jy jou vertroue plaas, vir wie jy aanbid, jy gaan daardie persoon of ding dra. Tot in die gryse ouderdom gaan jy dit dra en die las gaan al hoe swaarder en swaarder en swaarder word. Maar as jy God aanbid, dan word hy die middelpunt van jou lewe. En alles word net aan sy voete neergelê. Word net instrumente in sy hand. En die las word al hoe ligter en ligter en ligter, want dit is 'n wandel met die koning. Kan ek jou vanmôre vra, en ek sluit af, wie of wat aanbid jy? As jy God waarlik aanbid, word jy deur hom gedra. Al voel dit nie altyd so nie. En hy sê, ek sal jou dra tot in die gryse ouderdom. Maar as jy iets of iemand anders aanbid, dan dra jy. En as 'n mens jonk is, het jy nog die energie om dit te doen. Maar kan ek jou iets vra? Wat as jy oud en grys geword het? Wanneer jy nie meer die krag of die lus het om te dra nie, gaan jy dan deur God gedra word in jou gryse ouderdom? Of gaan jy jou gode moet dra met moeite?
Jesaja 46 is duidelik. Of jy en ek aanbid God en word deur hom gedra tot in die gryse ouderdom, of ek en jy aanbid iets of iemand anders en ons dra daardie God tot in vermoeienis, tot in die gryse ouderdom. Wat sal jou keuse wees vanmôre? Ek het lankal gekies, lankal besef, hierdie wêreld en sy dinge, is alles onder die vloek. As niks hier wat waardig is om aanbid te word nie, niks. Nie 'n werk nie, nie 'n loopbaan nie, nie geld nie, nie rykdom nie, nie skatte nie, nie beleggings nie, jy verloor daai goed in 'n oomblik, nie myself nie, niemand nie, ek kan nie eens my vrou aanbid nie, ek kan niemand aanbid, behalwe die God wat my gemaak het, en wat sy seun vir my gegee het om vir my te sterwe nie. Dis die fokuspunt van my aanbidding. Kan ek jou vra vanmôre? Wie aanbid jy? Want as jy God nie aanbid nie, maar iets anders, jy gaan dit dra. Gaan hoe swaarder word. Ons sing mos daai liedjie in die sonneskoolkindertjies. Dit is so swaar om jou laste te dra. So lekker om die Here te dien. Nee, Erik. Kom ons bid saam. Miskien luister iemand vanmôre na hierdie boodskap, later dalk op die kanaal, miskien weke, maande van nou af. Is jy moeg gesleep en gedra aan die gode wat jy vir jouself gemaak het? Wie vertrou jy vanmôre? Wie aanbid jy? Wie is die fokus van jou liefde en jou wandel? Is dit 'n mens? Is dit 'n saak? Is dit 'n ding? Is dit 'n eiendom? Wat is dit? Wat is dit? Dit gaan jou moeg maak, dit gaan jou opeet, dit gaan jou verteer op die einde van die dag. Maar jy kan wegdraai vanmôre van hierdie dinge af na die koning van die konings en die Heer van die Here wat vir jou gesterf het en sê, Here, U alleen is waardig om aanbid te word. Ek draai my rug op hierdie dinge, want ek is moeg gedra en gelaai en vasgemaak en gesleep. Ek aanbid U en U alleen, want net U is waardig om aanbid te word. Dankie Here, dat U sê ek sal julle dra tot in die gryse ouderdom. Ons aanbid U, want ons verdien nie U liefde nie, Here. Leer ons om saam met U te wandel. In Jesus se naam. Amen.